nou moet ons die staat van finansiële posisie voltooi. Dit sê ekwiteit en laste afdeling van die staat van finansiële posisie, so daai deel. So nou moet jy al klaar weet in hierdie tyd. Dit bestaan uit die aandeelhouersekwiteit en laste. Bedryfs- en nie bedryfs- en bedryfslaste. Gewone aandelekapitaal gaan van die note af. Onthou behoue inkomste gaan ook na die staat van finansiële posisie toe. Daai gaan ek gewoonlik ook 'n saamwerkpunt vir jou gee. En daai twee som gee vir my daai. Nou bly dit by lenings en nie bedryfslaste. Wat kom alles in jou staat van finansiële posisie by die laste afdeling? Lening, bedryfslaste is handels en ander betaalbares. Onthou dis opgelope uitgawes, dis krediteure. Dis vooruit ontvangde inkomstes. So onthou om al daai by te skryf. Dan hier kan ook kom SAID inkomstebelasting. As dit 'n kredietsaldo is, nê? Kom maar hier. As dit 'n debietsaldo is, kom dit by handels en ander ontvangbares. En dan ook korttermyn of huidige deel van die lening kan ook hierso kom. En aandeelhouers vir dividende moet ook hierso kom. So aandeelhouers vir dividende kom ook daar. Okay. So onthou al daai, en aandeelhouers vir dividende is eintlik maar net jou finale dividende, en dit gaan actually presies hierdie bedrag wees wat jy in jou boue inkomste nota geskryf het, nee. So onthou dit. So kom ons skryf dit sommer heel eerste in. 264.000. Okay. Het ons die SAID inkomstebelasting wat 'n kredietsaldo is? Ja, want hulle het daar gesê, daar's nog 'n bedrag verskuldig, wat beteken is 'n kredietsaldo, so 41100 kom daarin. Okay. Dan die res moet ons nou bereken. Nee, het ons enige krediteure? Ja, daar's handelskrediteure 779.200. So kom ons skryf dit daarin. 779.200. Is daar enige opgelope uitgawes of vooruitontvangde inkomstes? Daar is, en ek het dit gelukkig so neergeskryf. So dit gaan vir my maklik wees. So vooruitontvangde inkomstes gaan ek nou daar bytel 40250 en dan al my opgelope uitgawes gaan ek nou ook moet bytel, nee. So dit gaan wees daar plus 28200 en dan plus ons 49000 en dan plus ons 3460. Weereens, jy gaan vir al hierdie bedrae gaan jy saamwerkpunte kry. So al het jy die verkeerde bedrag gekry, maar jy dit as 'n opgelope uitgawe of 'n vooruitontvangde inkomste geskryf, gaan jy nog steeds daai volle punt kry. En dan gaan ek daai totaal kry van 90011. Okay. Nou moet ek nog net my korttermyn lening en die hele lening ding uitwerk. So kom ons gaan gou-gou, hulle het vir ons mos 'n nota gegee. So kom ons kyk. Vaste maandelikse terugbetaling. So kom ons praat net gou oor die lening. Hierdie is die vaste, 'n nie bedryfslas. So alles van die lening wat aan die einde van volgende jaar nog hier gaan wees, kan daar wees. So ons moet gewoonlik byplus as daar rente gekapitaliseer is. So rente gekapitaliseer word geplus en enige paemente moet geminus word. En wat moet ek nog aftrek? Die volgende 12 maande se paemente moet ek ook aftrek, nee, die kapitale deel. Want dit moet betaal, dit is die korttermynlening. So die 12 maande se paemente vir die volgende 12 maande en dit is gewoonlik sonder die rente. Hoekom? Want die rente is nie die kapitale deel wat afbetaal word wat die nie bedryfslas is nie. So daai ons gaan plus as daar rente gekapitaliseer is, ons gaan minus as daar paemente afbetaal is en ons gaan die korttermynlening deel ook aftrek en dan hier inskryf. Dis die paemente vir die volgende 12 maande. Okay, so vaste maandelikse terugbetalingsbeloop soveel vir die volle duur van die termyn, insluitende rente. Okay, so vir hierdie geval is dit 33500 maal met 12 gaan vir ons maandelikse paemente gee van R402.000. So dit gaan afgetrek moet word hier, nee. Ons gaan sê minus R402.000. Het hulle vir ons die rente gekapitaliseer gegee? Hulle het vir hierdie jaar was dit 70.200 en rente gekapitaliseer word bygetel by my rentebedrag, want dit maak dit meer, nee? So by my leningsbedrag, want dit maak dit meer. So ek plus die rente, ek minus die paemente en nou moet ek uitfigure wat gaan my rente wees vir die volgende jaar of wat gaan my paemente wees, net my paemente vir die volgende jaar. Want hierdie bedrag is rente plus paemente. So ek moet my rente daar uitbring, nee. So vir die volgende 12 maande het hulle gesê rente vir die volgende jaar is dit. Okay. So kan ek daai net aftrek by die volle 402.000 want hulle het gesê die vastelike maandelikse terugbetalings insluitende rente is soveel vir die volle duur van die leningstermyn. So elke jaar gaan die vaste terugbetaling daai bedrag wees, nê. Nee. So nou moet jy die rente aftrek daar. Kom ons maak dit hier so klein. Ons gaan sê 402.000 en ons gaan die rente van die volgende jaar daar uithaal 246.000.
En dan gaan ons kry die bedrag van 156.000. En dit is die leningsbedrag wat vir die volgende finansiële jaar aan die kapitale deel van die lening terugbetaal word. So die rente is ons net wat jy ekstra betaal en die kapitale deel is dit wat jy aanvanklik geleen het. So ek het 100.000 geleen of 1 miljoen geleen en van daai 1 miljoen gaan daar 156.000 nou minder raak van dit. So daai 156.000 gaan ek nou hier inskryf en daar kry jy weer eens 'n saamwerkpunt. Okay. So al het jy vergeet om daai af te trek of jy was dan het jy nog steeds daai 156.000 as jy hom daar geskryf het jy 'n saamwerkpunt gekry. So wat doen ons by die lening? Ons plus ons kapitaal gekapitaliseer as dit gekapitaliseer is, ons rente as dit gekapitaliseer is, ons minus ons rente en paemente vir die jaar, die totale rente en paemente bedrag. En dan minus ons die deel van die paement van die lening wat oor die volgende 12 maande betaal word. So die bedrag wat terugbetaal word in die volgende 12 maande. En wat doen ek nog met daai bedrag? Ek skryf hom in my korttermyn lening. So as ek daai sommetjie maak, dan sien ek maar my langtermyn lening gaan vir die volgende 12 maande daai bedrag bly. Hy gaan nie minder raak as dit nie. Okay, so nou moet ek al die totale bymekaar tel net om my totale ekwiteite en laste te kry. So ek gaan vat my totale ekwiteite plus my totale nie bedryfslaste plus my totale bedryfslaste. En hoe kry ek my totale bedryfslaste? Ek plus net daai 3 goeders bymekaar en dan gaan ek kry 1361210. As ek al 3 daai bymekaar tel, dan kry ek my totale bedryfslaste en ekwiteite van laste en ekwiteite van 1453211 en daar is ook 'n lekker saamwerkpunt. 18 punte vir jou, for free. Okay, ek hoop jy verstaan, as daar nog goedjies is wat jy onseker oor is, gaan kyk gerus na van die balansstaat video's en notas video's as jy nog sukkel.